Weet julle, ek glo regtig dat die meeste Christene nog te min doen. Ek weet julle gaan nou dink ek verkondig werke. Maar te min doen om deur te breek in die oorwinning. Jy kry 'n houding dat as dit die Here se wil is, sal dit so gaan met my. As dit die Here se wil is, dan sal ek gesond word. As dit die Here se wil is, dan sal dit môre beter gaan. En ons het heeltemal gaan lê daaronder. Ek glo dat as ons die Bybel lees, dat die Here God, hy is aktief en ons weet dat hy alleen verlos, hy alleen bevry en hy alleen is die een wat vir my deurdra. Maar sê vir my, is dit nie waar dat hy roep vir ons tot aksie nie? God roep vir ons. Jy kan dit sê dan met klein lettertjies tot medewerkers. Hy roep vir ons, want daar's iets wat ek en jy moet doen. En weet julle, ek dink, die meeste kinders van die Here doen te min aan hulle verlossing, omdat hulle moed opgegee het, omdat hulle hoop verloor het, omdat hulle moedeloos is, omdat hulle ongelowig is, omdat hulle die skrifte nie ken nie, omdat hulle die beloftes nie ken nie. Nou ek wil vanmôre nog 'n onderwerp aanraak wat ek dink is belangrik, baie belangrik, en al ken ons miskien vanmôre hierdie onderwerp, kan ek die belangrikheid daarvan nie genoeg onderstreep nie, en dit gaan oor selfbevryding, wat ek noem dit maar selfbevryding, maar daar is 'n klompie goed wat ons wil sê, en eers wil ek vir julle so 1 of 2 skrifte gee. Ons kyk na die bekende skrif van Jakobus 4 vers 7, hy begin met, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Met ander woorde, dit is so dat die Here het vir ons alles gedoen. Die Here het aan die kruis vir ons verlossing bewerk, en die Here het vir ons alles gedoen wat nodig is. Dit is waar. Maar dit beteken nie dat die mens nou niks doen nie. As jy nie in die eerste plek gesê het, Here red my nie, het jy nooit gered geraak nie. So daar's 'n reaksie wat van my en jou kan kom, wat 'n gelowige reaksie is, in lyn met God se roepstem, om God se wonder in my lewe te laat gebeur. En dit is nie net wanneer jy tot bekering kom nie. Want die verlossing van God, wil ek vir u sê, is elke dag en elke oomblik vir my en jou beskikbaar. Want die Here verlos ons nie net ons siel sodat ons eendag in die hemel kan sit nie. Die bedoeling van die Here in sy woord wat baie prakties is dat ons verlossing hier en nou belewe. As dit nie waar was dat die Here geïnteresseerd is in ons verlossing hier en nou nie, dan sou hy nooit vir Dawid teen Goliat uitgestuur het nie. Want die Here is geïnteresseerd in verlossing hier en nou. En net vanoggend in my stilte tyd, terwyl ek nou besig is met groot battles en groot geestelike oorloë, het ek vir die Here gesê, ag Here, gee vanmôre vir my 'n woord wat vir my is. Ek gee die afgelope week, hierso van oor die naweek al het bedien ons, en dit was roffe bediening, moeilike bediening, en ek sê vanmôre vir die Here, Here, gee vir my 'n woord vanmôre. Net 'n woord. En julle sal nou nie besef hoe wonderlik die Here is nie. Ek maak my Bybel oop by die volgende skrif wat ek moet lees, en dis Daniël in die leeukuil. Dis Daniël in die leeukuil. Toe Daniël die gebod van die koning hoor, dat hulle mag nou vir 'n tydperk, mag hulle nou niemand anders aanbid, behalwe die koning nie. Het hy nie niks gedoen en gesê, ag as dit die Here se wil is, dan sal hy my lewe spaar nie. Hy het gegaan en 3 maal op 'n dag het hy gegaan, en daar staan, hy het gepleit om genade by God. Hy het iets gedoen. Nou sê baie van ons, ja, maar ek het ook al gepleit om genade. Maar ek wil vanmôre juis oor hierdie onderwerp 'n bietjie praat. Voor ons teksvers kry in vers 7, het ek iets opgelet. Daar staan, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Mense, weet julle wat? Ek weet nie, dat party mense het, dit klink snaaks om dit te sê, maar dit is 'n soort hoogmoed teenoor God. Asof hulle nie kan buig voor God en sy goedheid en sy genade om vir jou te help nie. Asof hulle nie gewillig is om te doen wat die woord jou roep om te doen, om gered en verlos en bevry te word nie. Maar so selfgeregverdig. Die woord
in die saligsprekinge is, salig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van die Here is. As ek en jy net weet hoe afhanklik ons van die Here is. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp jou aan die Here dit beteken glad nie dat jy moet alles aanvaar wat die wêreld oor jou stuur nie. Dis nie onderwerp jou aan God nie. Dit beteken, as jy jou aan God onderwerp, dan beteken dit jy doen alles. Jy's op mars wanneer God praat. As God roep, is jy daar. As God sê, dis dit yes. Dan beteken dit jy tree op in lyn met die woord van die Here, soos wat die Here vir jou opdrag gee. En hy sê vir ons, weerstaan die duiwel, en hy sal van jou wegvlug. Met ander woorde, ons het 'n opdrag teenoor die aanslae van die vyand teen ons lewe. Weet julle, baie kere kan jy hom sien, die goed wat gebeur is so totaal onlogies. Dit is vir my baie interessant dat hierdie splinternuwe masjiene nou ewe skielik verlede week 'n probleem optel wat so massief is dat niks wil werk nie. Dit is 'n goeie geleentheid as al die goeders. Hy sê soos hy sê, as een dingetjie nou ingee, kan jy dit nou verstaan. Maar as dit van die een kant af dwars deur die hele spektrum, al die goed waarmee jy moet werk, dis nou net gedaan. Die wil nou net die stad doodstil. En dan begin jy geestelik oorlog voer. Hy bel my en ons maak geestelik oorlog. En ja, ek het nog dink ons het 2 dae gefight, dus een dingetjie reg of 2 dingetjies reg. Toe besluit ons die oorlog is nog nie verby nie, maar ons gaan ook nog nie lê nie. Nou ja, tot Sondag aand toe begin hy sê, nou begin die dinge daarom lyk asof hulle regkom. Mense, ons moet iets verstaan om dit te weier, dat die vyand maar net doen wat hy lus het om te doen. Ek het vanmôre vir iemand die raad gegee, met 'n moeilike huweliksprobleem. Weet jy wat? Ons moet by God antwoorde kry hoe om in oorwinning te kom. Ons moet by die Here kry. Here, nou wat wil U in my doen? Wat wil U deur my doen? Hoe wil U werk om vir my by U goeie antwoord te bring? Daar is nie niks wat ons doen nie. Jy kan iets doen aan jou omstandighede. Mense, as ons nie geweet het hoe om geestelik oorlog te maak in siekte en in teëspoede en vir finansies en vir familie en vir kinders, kan julle glo? Nou so 'n dag bid ek in die week, bid ek saam met iemand. En een van hierdie sataniste human spirits kom deur die persoon met wie ek bid met my praat en hy sê, toe maar moenie bekommerd wees nie, ons is besig om uitgebreide vloeke teen julle uit te stuur. En ons het na jou gekyk en ons sien jy's goed beskerm. Toe ons na Hendrien gekyk en ons het gesien sy's goed beskerm. Toe sien ons maar jou seun, hy is lekker kwesbaar want hy's nog jonk. Ek sê nee, maar baie dankie dat julle my inlig. Ek weet nou presies wat ek moet doen. Né? Nou weet ons, kan jy nie die duiwel homself so weggee? Hy gee homself so weg, né? Laat die Here laat toe dat hy sy mond nie kan hou nie. Nou ja, nou maak ons oorlog. Nou vertel ek vir hom daarvan, al wat hy sê is, ek nou vir die tiener sê. Ek sê nie, jy moet nou geestelik oorlog voer, jy weet, hy sê, nou ja, maar in elk geval, ons laat nie toe dat die duiwel aan ons kinders vat nie. Vir wat sal hy dit doen? In die naam van Jesus. En mense, daar's soveel maniere waarop mense hierdie bediening afskiet. Maar ek weier om te gaan lê in die naam van Jesus. En ek glo, daar's baie meer kinders van die Here wat meer kan doen vir hulle self. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie hieroor praat. Ek wil net sê, wat my betref, is dit dis 'n opdrag in die Bybel dat ek self die duiwel sal weerstaan. Wees nugter en waaksaam, julle teestander, die duiwel, roep rond soos 'n brullende leeu en hy soek wie hy kan verslind. Dan sê die woord, hom moet julle teestaan, staan vastig in die geloof. So ons het 'n opdrag, mense, maar jy weet, ons is ongeloof, hou ons massief terug. Want ons dink, dit is nou natuurlik, dit gaan maar altyd so, jy weet, dit is nou maar iets wat altyd gebeur, en 'n mens word mos maar siek, en jy moet mos maar dokter toe gaan, en jy moet mos maar hospitaal toe gaan, en jy moet mos nou maar dit, en ek sê nie, dis maklik nie. Want ons is nie altyd goed getrein in die geestelike om vas te bly staan. Luister wat sê die woord in Romeine 4 van Abraham, dat hy teen hoop op hoop geglo het, né? Dat hy teen hoop, maar daar was geen hoop meer gewees nie, toe het hy God vertrou. Mense, ek dink in die dae waarin ons lewe van tsunamies en verspoelings tussen hakies, daar's 'n tweede orkaan op pad, né, na dieselfde area toe op die oomblik.
En hy kan net so sterk word soos wat die een wat was. En hulle het nou weer die mense gesê hulle kan nou terugkom. Nou ja, ons lewe in tye wat anders is. Ons lewe in die eindtye en mense, ek weet nie, mediese dienste gee in, al die dienste gee in. Die elektrisiteit gee in, die water gee in, you can name it. Dink nou aan al die siektes en die goeters en die dinge. Ons is bederf met baie dinge. Ons weet nie wat dit is as die elemente bietjie geskit word nie. Ek glo dat ons baie meer paraat moet wees vir die eindtyd, deurdat ons in onsself weier en in die gees 'n deurbraak maak wat fisies manifesteer op die aarde. Ek wonder of julle my saamstem. Is dit nie so nie? Nou ja, nou wil ek julle daai ander skrifgie gee wat ek al reeds begin lees het. Maar in 1 Petrus 5 vers 7 en 8 wat vir my baie interessant is, as jy begin lees by vers 6, dan begin hy presies net die ander oorlogvoering, die ander teks, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Wees nugter en waaksaam, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Hom moet julle teestaan, standvastig in die geloof. Dit is interessant, dat as jy optree, dan is jy nie hoogmoedig nie, jy is ook nie besig om jouself te red nie, want jy verneder jou onder die kragtige hand van die Here om te sê, Here, net U kan my help. Net U kan my help. Ek erken U as die een wat in beheer is van my moeilike situasie. En Here, ek buig voor U. Hoe veg ek hierdie saak? Ek wil vir julle sê, dat ek al hoeveel keer, hoe baie doen ek dit nie, en elke keer, ek het 'n les hier uitgeleer, vra ek, Here, wat is die strategie? Hoe veg ek hierdie saak? Hoe bid ek oor hierdie saak? Wat is die woord wat ek moet weet? Wat is die pad wat ek moet loop? Ek is in U hand, ek erken dat U in beheer is, U is die generaal. Sê net vir my, Here, wat is my deel wat ek moet doen? En jy sal verstom en verbaas wees wat die Here vir jou leer om te doen. En dan kom jy agter dat elke geveg nie altyd eners is nie. Jy weet, dit is nou soos die ou mense, dit kan verstaan dat party mense raak geïrriteerd as Christene die heel dag die bloed pleit. Die bloed pleit. Die bloed pleit. Mense, ek wil vir julle sê, dit is die waarheid. Die bloed van die Here Jesus Christus breek die mag van die bose. Maar nou kry jy mense, hulle veg nie, al wat hulle sê, hulle pleit die bloed. En hulle so pleit die bloed. Maar daar's geen fight in nie. Daar's geen geloof in nie. Dis maar net 'n soort van 'n sê-ding geword. Dan word dit 'n vloekwoord. Wat my betref. En dit het ook nie krag nie. Maar wanneer jy onder salwing sou sê, Satan, the blood of Jesus is against you. Dan moet jy weet, daar's moeilikheid vir hom. As jy dit onder salwing sê. Alles is in die gees. Alles is in jou verhouding met die Here, waar jy jou verneder voor die Here, en wat God vir jou 'n opdrag gee om te doen, wat jy moet doen. Ek wil vir julle sê, ek wil dit ronduit verklaar, selfbevryding, of noem dit dan geestelike oorlogvoering vir jouself en jou eie situasie, is 100% 'n sentraal deel, 'n deel van jou hele geestelike lewe. Is die feit wat jy in Christus opsit, wanneer jy in die Here. Paulus noem hierdie lewe wat ek en hy lei, hy sê dit is 'n stryd. Hy sê ek het die goeie stryd gestry. Hy sê dis 'n goeie stryd, maar hy het 'n stryd gestry. Is dit nou dat hy op werke teruggeval het? Nee. Maar in die geloof was hy gehoorsaam aan die opdragte van die Here gewees. Nou as jy iets wil weet van selfbevryding en ek noem dit maar selfbevryding, want die hele onderwerp was bevryding, maar dit is 'n geestelike oorlogvoering, is amper seker die naaste aan wat plaasvind. Maar dan beteken dit, ek gaan nie lê onder my probleme nie, en ek wil amper sê, as jy dit hoor wat ek nou sê, dan is jy al klaar op pad. Ek gaan nie maar net lê onder my probleme en my onderstandighede en al die moeilike dinge nie. Ons het 'n geestelike stryd, en ons het 'n goeie stryd om te stry, soos Paulus sê, dis deel van my lewensbestaan. God het nie bedoel,
Die Here het nooit bedoel, as jy al sy beloftes hoor wat hy sê, het hy nooit bedoel dat wanneer ons swaar kry, en wanneer daar teëspoede is, en wanneer die vyand ons aanval, dat ons moedeloos moet wees nie. Hy het dit nooit so bedoel nie. Hy wil juis sê dat ons moet deurbreek in sy oorwinning, en in sy verlossing, op elke area van my lewe. Menigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Dawid sê ook, die Here het my verlos uit al my benoudhede. Al my benoudhede. Hoekom sê hy al my benoudhede? Is dit nie maar net, kon hy nie maar net gesê het sommige nie. In hierdie stryd, in hierdie geestelike oorlogvoering, wanneer ek besig is om myself te bevry van die aanslag van die vyand, het ons baie wapens. Ons het die woord. Ek wil amper sê, dit is so sentraal. Ek was weer vanmôre so opgelig deur die woord van die Here. Ek was by stilte tyd kom, wat ons familie stilte tyd uit, toe sê ek vir hulle, sorry, ek wil gou vir julle die verhaaltjie van Daniel en die leeukuil vertel. Want dit is toe vir my so besonders, dat die koning wou dit nie doen nie, en hy sit vir Dawid in die leeu, gooi vir Dawid in die leeukuil, vir Daniel, ekskuus tog, en die hele nag kan die koning nie slaap nie, en die volgende oggend hardloop hy, en hulle sê, met so 'n heilige stem, sê hy, Daniel, was jou God toe in staat om jou te red van die leeu se bek, jy weet? En hy sê, mag die koning vir ewig lewe. Hy sê, die Here het die leeu se bek toegesluit. Net direk daarna, gooi hy die klomp wat hom beskuldig het, in die leeukuil, en hulle het nog nie eers grond gevat nie, toe sy hulle bene verskeur. So dit was nie dat die leeu's nie honger was nie. Nou hier het jy met 'n baie fisiese saak te doen. 'n Saak van lewe en dood. Ek bedoel, enige leeu is honger, en daai leeu seker nog hongerder. En mense, is dit nie wonderbaar nie, dat God waarlik instap, en dat die leeu's kom skuur hulle teen Daniel. Ek kan my so voorstel hoe hulle manare so teen hom skuur. En hulle is nie geïnteresseerd nie, want daar's 'n God. Mense, kan ek en jy nie deurbreek tot ons daar kom nie. Maar wat het Daniel? Daniel het nie niks gedoen en gesê, as dit die wil van die Here is, dan sal ek oorleef nie. Dis 'n ongelowige. Hy het gegaan na die plek waar hy weet hy sy krag vandaan kry. Hoekom gaan hy na dieselfde plek? Want dit is die ding wat veroorsaak het dat hy in die moeilikheid kom, by die wêreld en by die wêrelddinge. Maar God het hom geëer. Daarom mense, ek en jy kan verlossing en uitkoms en genesing en oorwinning verwag. Dis die wat toe iemand vir my vanmôre bel met 'n baie moeilike probleem. Toe sê ek nou so vol van dit, dat ek vir hom sê, man, in die eerste plek dink ek, dat ons moet vir die Here sê, as jy 'n situasie is, wat almal jou veronreg, ek weet, julle wat kom nou nie in so 'n situasie, waar die mense jou veronreg nie, maar almal veronreg jou, en hulle doen jou skade aan, hulle wil vir jou skade aandoen, hulle is lelik met jou. Here het u antwoorde daarvoor. Maar God het baie soorte antwoorde daarvoor. En hy gee vir ons sy woord, wat soos 'n swaard is. Hy gee vir ons sy beloftes, want hy wil hê ons moet vashou aan die beloftes. Hy wil hê ons moet die beloftes gebruik. En mense, hoe gebruik jy beloftes? Jy praat hulle. Ek dink, ek hoef dit te sê nie, en Drien sê dit genoeg. Jy praat dit. Jy praat die woord. En, nou ja, party mense weet nie of die duiwel jou gedagtes kan lees nie. Daarom is dit die beste, spreek dit uit. Maar ek sê, as jy dit uitspreek, dan hoor almal dit. Dis 'n getuienis, in die engele sê almal amen, as jy dit uitspreek. En so, jy spreek dit uit. Ons het wonderlike wapens. Mense, lofprysing. En ek het vir julle vanoggend gesê, die shofar is ook 'n wapen. Hy is ook 'n wapen. Aanbidding. Die krag van die Heilige Gees. Kom onder die Heilige Gees. Ons kan. Mense sê, jy's misties as jy so praat. Hulle hou nie baie van, ek het hierdie naweek iets gelees wat my so ontstig het weer, oor dat mense wat sê, jy weet, jy het allerlei mind tricks en dinge, en dan noem hulle dit die Heilige Gees en so aan, maar hulle ken nie die werk van die Gees nie. Daar is mind tricks, daar is hipnose, daar is selfhipnose, daar is visualisering. Maar daar is ook so iets dat 'n God bonatuurlik deur sy Gees dinge aan sy kinders openbaar, dat hy aan hulle 'n gesig kan gee wat die waarheid is, of 'n droom wat moet uitgelê word. Dis in die woord. Maar die wêreld wat dit nie ken nie, jy kan nie verwag dat hy dit moet verstaan nie.
Daarom sê hy, dis hipnose, dis selfsuggestie, dit is alles. Mense, ons het 'n lewende God wat vir ons wapens gee, en deur sy gees bring God vir ons by die regte antwoord, en sal hy vir jou iets gee. En hoeveel keer het ek al 'n skrif gekry, ek het een persoon wat vir my skrifte stuur. Ek weet nie, dis net vir my, ek het al vir hom gesê, daar is 'n salwing op sy skrifte, want sy skrifte kom net altyd, as ek sy skrif kry van hom, dan dink ek, dis die regte een, dis net die een. Maar dit is 'n gawe. Ek het eendag vir hom gesê, jy het 'n gawe van die Here gekry om vir my die regte skrifte te gee. Nou ja, ons het wapens, die bloed van die Here Jesus. Nie in 'n ligsinnige pleit die bloed oor alles nie. Dit is verskriklik. Maar om te weet, diep in jou hart te weet, dat daar is 'n prys betaal. Daar is 'n magtige prys betaal. En nie omdat die Here Jesus armsalig was nie, en omdat hy 'n lammetjie was, nie, en omdat hy nie kon teestand bied nie, maar omdat hy homself gegee het, om jou sonde en my sonde en ongeregtigheid te dra. En as sy sonde, my ongeregtigheid, want daar's net een rede wat die leeu reg gee om my te vreet, en dis my sonde en my ongeregtigheid. Maar as ek reg staan voor God, ek word gewas deur die bloed van die lam. En as ek gewas word en my geregtigheid is uit God, deur die bloed van die lam, dan sien jou leeu's nie meer lus vir my nie. Dan wil hulle my nie meer vreet nie. Want die Here gee die opdrag. Mense, die bloed van Jesus, die blydskap van die Here is ons beskutting. Die blydskap, God bedoel dat ons het rede om bly te wees. Ook wanneer dit sleg gaan, het ons rede om bly te wees. Verbly julle altyd. Mense sê, maar moet ek my verbly dan in hierdie verskriklike, moeilike, lelike ding wat hulle aan my doen? Nee, maar ek verbly my dat God 'n antwoord het vir hierdie lelike ding. Of het God nie 'n antwoord nie? Het God nie 'n antwoord vir die lelike ding wat jou aangedoen word nie? Het God nie 'n antwoord vir daardie krisis nie? Het God nie 'n antwoord as die kar gaan staan nie? Ek het gehoor van 'n ou wat sy kar gaan staan het, en salf hom, maar gaan hy weer aan. Nou, ek sê nie alles werk so nie, ek weet net dit gebeur. Ek weet maar net dit gebeur, dat die Here doen dinge. Maar, daar is 'n paar goed nodig. Oorwinning is verseker. In ons geestelike stryd is oorwinning verseker wanneer jy saam met die Here loop in die wil van die Here, in die oorwinning van die Here wat hy vir jou het. Kan 'n mens vir jouself bid vir bevryding van demoniese magte? Ek dink die groot probleem, ek het nou begin om dit aan te spreek, is die gebrek aan kennis. Gebrek aan godskennis, gebrek aan wat die Here werklik leer oor dit, gebrek aan ervaringskennis, gebrek aan hoe dit in die Bybel by soveel kere gebeur het, dat hulle die Here se wapens gebruik het en 'n antwoord gekry het. Dit is net 'n gebrek aan kennis oor hierdie onderwerp. En weet julle wat? Daar's leenaars. Daar's mense wat nie die waarheid reg verkondig van die skrif nie. En dit bring groot verwarring onder die kinders van die Here. Daarom is dit nodig dat ons deur die Here geleer sal word. Mense, ek dink dis een van die belangrikste lesse wat ek geleer het. En dit beteken nie dat 'n mens minagting vir jou kerk en jou gemeente het nie. Maar mense bo alles, bo die kerk en bo enige, want hulle kan ook foute maak. Né? Pastoor kan ook foute maak. Bo alles moet ek by God hoor. Baie van ons is so gewoond, jy hardloop na mense toe. Ek dink nie dis verkeerd om na mense toe te hardloop as dit nodig is nie. Maar ons moet leer om by God te hoor. Ons moet leer, as ek by die Here reg hoor, gaan ek die regte wapen in die hande kry, gaan ek die regte ding bid, sê, doen, en God sal die oorwinning en die deurbraak vir my gee. Selfs die bekendste gebed van alle gebede, Onse Vader, sê verlos ons van die bose. Ongelukkig kan daai woordjie nie verander nie. Verlos beteken verlos. Dat die daaglikse gebed leer vir ons, dat die Here ons moet verlos van die bose. Ouens wat nie hou daarvan as ek vir hierdie ding van die Onse Vader sê nie. Weet julle wat 'n argument gebruik hulle? Hulle sê ja, maar jy moet onthou toe Jesus dit vir die disippels geleer het, toe hy nog nie gesterf en opgestaan nie. Dis nou maar om te sê dat jy hoef nie dit te bid nie. Dis al interessant. Die mense dink alles as jy iets doen is dit wetties. Kom ons slaan hierdie ding van wetties goue nek in. Dink julle dit is nog steeds vandag vir 'n Christen nodig om die 10 gebooie te volg?
Maar dis wetties. Ek wil net hê ons moet dit verstaan. Dat die Here ons vrygemaak het om sy pad te kan loop. Ons was so gebind. Ons was so in sonde. Ons was so in skuld. Ons kon nie sy pad loop nie. En ons is nou nog nie daartoe in staat nie. Maar as die Seun jou vrygemaak het, sal jy nog steeds vry wees. Dan sal jy waarlik vry wees. Maar dan kan jy met die hulp van die Here en met genade sy pad loop. Want as jy sondig, dan sal hy jou vergewe. Maar dit beteken nie dat ons kan nou maar steel nie. Want dan is ons wetties. As jy vir 'n ou sê, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vir hom dit sê nie, dan is jy wetties. Verstaan jy? Nou sê hulle, die duiwel moet jy weerstaan. Nee, jy's wetties. Maar my liewe aarde, jy moet die vyand weerstaan. Om die waarheid te sê, die bloedigste gevegte was in die Ou Testament geveg. Ja, dis Ou Testament, dis dieselfde God. Ek wil net vir julle sê, die Openbaring het 'n wonderlike manier om mekaar aan te vul, en die een was voor Christus en een na Christus, maar die waarheid bly staan. God was liefde gewees ook in die Ou Testament. Baie mense praat van die Ou Testamentiese God, wat wreed en hard en so was. Dis nie waar nie. Die liefdesgebod was in die Ou Testament reeds daar gewees. Goed, so gebrek aan kennis maak dat mense nie vir hulle self kan bevry nie, en daar nie vir hulle self kan bid nie, en nie weet hoe nie. En partykeer is daar Christene wat ook nie weet nie. En dan is dit nie 'n probleem om iemand te kry om jou te help, om saam met jou te bid, of na iemand toe te gaan nie. Dan soms kan 'n mens nie vir jouself bid nie, want daar is partykeer demoniese magte wat so sterk is, of so reageer, dat hy my in 'n trance toestand sit, of hy laat my so manifesteer, of hy bring 'n verwarring in my mind en my gedachtewêreld, dat ek nie in staat is om vir myself te bid nie. Dan is dit miskien goed om iemand te kry om vir jou te help, om vir jou te bid. Maar die Bybel leer, wat my betref ook uitdruklik, ja, dryf duiwels uit. Wat ook beteken dat die Here disippels uitgestuur het om duiwels uit te dryf. So daar is so iets dat iemand vir iemand anders ter gaan bid en vir iemand anders kan help. As 'n mens in 'n strik is, 2 Timoteus 2 vers 5-26, ek gaan dit nie nou lees nie, jy kan dit self lees. Maar as 'n mens in 'n strik is, weet nie of julle al gesien het, hoe lyk dit as 'n bokkie in 'n strik gevang word in een van hierdie aaklige ysterkakes nie. Ek kan nie uit nie. As jy in 'n strik is jy uit, is jy gevang, né? OK. So ons het die opdrag en ons kan, 'n mens kan vir jouself bid, maar daar kan soms omstandighede wees waar jy nie vir jouself kan bid nie en waar jy dit nie gaan reg kry om deur te breek nie. En wat jy doen is, ek dink ek moet dit eers verduidelik en dan kan ons weer 'n bietjie kyk wat hier so staan. Ons het 'n respek vir die vyand. Want ek wil vir julle sê, die bonatuurlike wat nie van die Here is nie, dit bestaan wel. En die vyand het die vermoë om jou by te kom. Die Here sal ons nie waarsku teen die liste van die duiwel as dit nie bestaan nie. Daar bestaan sulke goed soos towerye en witchcraft en vloeke wat kan werk teen Christene ook onder sekere omstandighede. Dit is so dat daar moet 'n opening wees, daar moet 'n rede wees. Ons weet die Spreuke sê dat daar die voeltjie, dis soos 'n voeltjie, as daar nie 'n oorsaak is nie, kan daar nie gebeur nie, né? Maar alright. So dan moet redes wees. Daar is so dat jy op 'n plek kan kom waar die vloeke op jou nie werk nie. Maar aan die ander kant is daar sekere dinge wat jy doen wat jou kwesbaar maak vir vloeke. Daarom ek glo dat ons kom as jy in 'n oorlog is, in 'n geestelike oorlog en jy het 'n deurbraak wat jy moet kry, dat jy vir die Here bid vir 'n beskerming vir hierdie oorlog. Want mense, as jy regtig die oorlog ken, sien, as jy dink jy het 1 tree vorentoe gevorder, dan het hy lus en klap vir jou uit die saal uit. Wie van julle het al so mooi gevorder op die pad en dan kry jy 'n terugslag op daai pad? Ag nee, dit wil nie werk nie. Dit wil nie werk nie. Daarom is daar ander dinge wat nodig is. En dit is om te volhard. Dis nog een van die dinge wat die woord vir ons leer. Die woord leer is iets wat ek en jy moet doen. Ons moet volhard. Ons moet nie maar net ophou nie. So jy bid vir beskerming en jy maak seker dat jy onder die beskerming van die Here is. Nie net jy nie, maar almal wat vir jou lief en dierbaar is, selfs jou diere en jou besittings, plaas jy onder die beskerming van die Here.
En dan bring jy daai area van waar die probleem is, bring jy voor die Here. Daardie area bring jy voor die Here en jy sê, Here, as julle weet, kind is siek, as ek nou dink hoeveel keer in my lewe ek al gesê het, as hierdie siekte nie van die Here is nie, ek weet in my hart, alle siektes is nie van die Here, en dis wat ek glo. Ek glo, daar is iewers 'n vashakplek, waar die Here ons wil losmaak. Maar, dan sê ek, Here, as hierdie siekte nie van U is nie, as hierdie geveg wat ek, as hierdie probleem wat ek het, as dit op een of ander manier die vyand is wat teen my staan, want hy is die ontwrigter, is nou amper my beste naam vir die Satan, hy is die ontwrigter, want waarlik hy weet om ons lewe te ontwrig. Die ontwrigter, as dit nie van die Here is nie, en ek kry veral 'n skrif of 'n woord wat die teenoorgestelde sê, ek is die Here wat jou gesond maak, dan weet ek, as ek kyk na die Deuteronomium 28, die vloeke en die seëninge, dan is daar die siektes nie van die Here nie. Dan begin ek, en ek sê, Here, ek bring nou dit na U toe. En weet jy wat, ek wil julle sommer so 'n praktiese raad gee. Plaas die Here in beheer van die omstandighede. Maak hom die generaal van jou geveg. Here, U is die generaal. U veg, die Here sal vir jou stry. U veg hierdie geveg wat vir my so moeilik is. Maar Here, ek wil hoor wat U sê, wat moet ek doen? Moet ek bid? Moet ek skrif kry? Wat is my deel? En dan sê die ongelowige, ag, maar die Here praat nooit met my nie. Weet julle hoeveel mense sê vir my, die Here praat nie met my nie? Ek glo die Here praat, maar weet jy, as jy net ongelowig is en jy sê, ag, ek weet nie of die Here my gaan praat nie, hy praat tog nooit met my nie, moenie verwag jy gaan iets kry wat vir jou 'n antwoord is nie. Ons moet in die geloof weet, God wil met sy kinders praat. As ons in die Bybel toe gaan, God wil met sy kinders praat. Die Here wil met jou en met my praat. Maar ons verwag seker dat hy moet 'n donderslag, maar hierso praat in die lig. Hy doen dit nie altyd so nie. Hy doen dit deur sy woord en deur sy gees. Bring hy 'n oortuiging van my, dis wat God sê. Dis wat die Here wil hê wat ek moet doen, né? OK. En nog iets wat ek vir julle wil sê. Here, as daar iets is wat ek moet weet, bring dit aan die lig. Weet julle, partykeer het ons al iets vergeet. Partykeer lê daar miskien 'n verkeerde ding in my studeerkamer. En ek het nodig dat die Here sê, jong, hierdie dinge vorm 'n blokkasie in jou lewe. Bring aan die lig in my lewe. Bring aan die lig, Here, want God weet om die dinge wat in die duister is, dit wat die duiwel wil hê, jy moenie onthou nie. Die Here weet hoe om dit aan die lig te bring. En ek vra dat hy dit vir my aan die lig bring. Ek bely elke bewuste sonde. As daar 'n ding is, dis soos ek my onderwerp aan die Here ook. As ek wil die Here se deurbraak hê, dan loop ek die pad van die Here. Ek is in sy hand, ek is onder sy beskerming. Ek luister na hom, ek roep na hom. Ek erken dat hy die een is wat hierdie geveg veg. En ek doen net wat hy sê en dan gebeur dit. Dis wat Dawid gedoen het. Hy weet God is die een wat vir Goliat verslaan. En al wat hy doen is, hy stel maar net sy wapens, sy slingervel en sy klippies, stel hy tot beskikking. Totdat die Here vir hom sê, nou is die oomblik. Dan is daai slingervel perfek in God se plan, nadat hy Dawid mooi gepreek het vir hulle almal en gesê het, hy kom in die naam van die Here, né? En ons bely sonde. Ek wil nog iets sê, as 'n mens jou sonde bely, breek jy ook daarmee. Ek het al gedink dat dit goed is om vir die Here te sê, Here, ek bely dit nie net nie, maar ek is so klaar hiermee. Ek wil klaar wees hiermee. Jy sien, nou loop jy daar om God se pad. Kan jy hoor wat ek sê? Hoe doen 'n mens geestelike oorlogvoering? Jy val in met die pad van die Here. Dis wat dit is. Jy is nou God se wapendraer, as jy wil. Jy is nou God se luitenant in sy geveg. En jy doen net wat hy sê. Weet julle dat dit was wat Jesus self ook gedoen het? Net wat die Vader sê, dit sê ek. Net wat ek die Vader sien doen, dit doen ek, het hy gesê. OK. Dan, die volgende stukkie, is autoriteit. Luister mooi, as die Here sê, weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug, dan sê my generaal vir my, hey, as jy die duiwel weerstaan, gaan hy van jou wegvlug. Dan kom die tyd en die gesag van my generaal na my toe deur, en hy sê vir my, toe, doen dit. En as my generaal vir my sê, weerstaan die duiwel en hy sal van my wegvlug, dan kan ek braaf wees en ek sê, nou weerstaan ek jou Satan, want nou het ek backup.
Nou het ek die Here wat agter my staan. En God se autoriteit. Ek wil sê, wat ek hier wil deurkry is dit. Alle probleme is groter as ek en jy. Al die probleme is groter as ek en jy. Partykeer is dit sommer 'n eenvoudige dingetjie, dan flop alles as jy iets probeer doen. Die probleme is groter as ek en jy, maar die probleem is nie groter as my generaal nie. En my God het 'n goeie antwoord. God is good. En hy gee uitkomste uit al my nood. So God het 'n goeie antwoord vir elke situasie en ek moet kom by die Here se goeie antwoord vir hierdie probleem waarmee ek nou te doen het. En mense, ek glo en Drien glo, ons leef so, dat ons antwoord kry ons by die Here. Ons doen so. Ons het geleer dat ons kan gaan na God toe, wat vir ons praktiese antwoorde in die dag, in ons lewe en in ons huis gee. Daarom, God gee aan ons autoriteit. Daarom sê hy, gaan, dryf duiwels uit, maak siekes gesond. En ek dink daar's nog 'n area wat ons nog sê, maar ek het nie genoeg geloof nie, maar ek is so onseker, omdat ons nog nie geleer het en sê, okay Here, U is die generaal. Doen dieselfde. Here, as jy vir iemand bid vir genesing, ek weet party is baie bold, miskien tree hulle eie krag op en lê te vinnig die hand op. Maar aan die ander kant, dit kan glad nie kwaad wees om te sê, Here, ek is die instrument. Wat wil U doen? Ek weet U genees hierdie persoon. Hoe wil jy moet dit doen? En jy sal sien die Here baie keer nooit 2 maal op dieselfde manier vir jou leer hoe om te bid vir iemand of hoe om geestelik oorlog te voer of wat nie. Die Here kan vir jou ook die strategie gee. Maar as die Here vir jou gesag gee, ek gee vir julle mag oor al die krag van die vyand, maar dan het die Here mos op my gesag geplaas. Is dit nie so nie? Kan jy sien dat die Here plaas gesag op sy kinders? Gesag oor die mag van die duiwel. Ons moet hierdie dinge moet ons mooi rustig met die Here uitmaak en weet, ek is in Christus en in die Here is ek gereed om die mag van die duiwel oor my lewe te verbreek. Daarom wat julle ook al bind op die aarde is in die hemel gebind. Maar as jy twyfel, want die een wat twyfel, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Is dit nie so nie, né? Met ander woorde, ons doen dit in die geloof. Ons doen dit omdat die Here dit sê. Ons doen dit omdat ek in my hart weet, God sal my nie in die steek laat nie. En mense, soms is dit baie erg. Ek weet nie wie van julle dit al beleef het nie. As jy soms begin veg in die geloof, die opdrag van die Here uitvoer, dan voel jy soos 'n rietjie wat net so wil waai en knak. Dis jy. Daarom moet ek myself versterk in die Here, in die stryd. Ek moet myself gedurig versterk. Ek doen dit deur met God te praat, seker te maak van sy beloftes, om te dank en te loof en daai autoriteit in die geloof op te neem en om die duiwel te weerstaan. As dit nodig is, gebruik al die wapens. Lofprysing, aanbidding, net soos die Here jou lei. Net soos die Here vir jou lei om te doen. Ag, hoeveel kere het ons al bevryding gaan kyk, ons het al baie jare wat ons hierdie oorlog geveg. Ek het gister het ek 'n brief gekry. Jaag jy nog die duiwel? Hy sê, do you remember the 80s, the roaring 80s? Hy sê, dit was wilde cowboy jare gewees. Nou ja, dit was toe ons begin het om het eintlik so net so in die geveg ingekom het so al, en dit was rowwe jare gewees, ek jou sê. Ek het lus gesê vir hom, kom kuier vir my, nou gaan dit eers rof, met dit wat ons op die oomblik mee werk. Dit is 'n geveg wat geweldig is, waar jy regtig moet al die liste van die duiwel te doen kry. So jy gebruik al die wapens vir die Here het vir ons baie wapens gegee. As hy sê die blydskap van die Here is jou beskutting, dan sê ek sit ook armed and dangerous op en dan dans ek. Dan sit ook wapens wat ek gebruik. Kan ons verstaan, dis nie net skree op die duiwel nie. Daar's baie dinge wat ons doen. En jy kan loop ook en sê, jy tree jou grondgebied af, jou huis af en sê, Here, dis my grondgebied hier. Hier sit die vyand nie sy voete nie, in die naam van Jesus. Maar jy sê dit alleen as jy die ander dinge ook hou, dat jy jou onderwerp aan die Here, dat jy luister na die Here, dat jy die pad van die Here loop. Dit help nie ek loop my eie pad, maar ek verwag God moet my die oorwinning gee nie. Kan julle dit verstaan? Jy kan 'n soldaat wees wat nie op jou pos en op jou plek is nie. Jy gaan hardloop daar een kant op jou eie, waar jy geen beskerming het nie, en jy voer die opdrag uit en jy gaan skiet daarso. Of
Jy sê, okay, ek sal ook veg, maar ek gaan bietjie hier so agter in die lorry lê slaap, en as die vyand kom, sal ek skiet. Ek besluit hoe ek wil veg. Ek kan nie. Ek moet onder orders wees. Dit klink nou seker sleg as ek dit sê. Maar weet julle, God se gebooie is nie swaar nie, sê die Bybel. Nee, God se gebooie is nie swaar nie. Die Here, ons moet wandel met die Here. En mense, daar is mense wat nie daarvoor kan sien nie. Hulle wil Christelik wees, maar hulle wil nie hulle lewe onderwerp aan die Here nie. Hulle wil nie God se pad in konsekwentheid loop nie, né? Wat maak jy as daar manifestasies is? Ag, die meeste van die tyd glo ek is daar nie manifestasies nie, maar soms is daar. As daar 'n manifestasie is, dit is allerhande goed. Dis nou wanneer die duiwel soort van 'n fisiese uitwerking op jou liggaam het, om jou te laat skrik. Nou ja, ons het nou al hier iets gesien, en party mense het geweldig geskrik. Maar dit is nou maar altyd so. Maar aan die ander kant, dit gebeur soms. Party mense sê vir my openlik, hulle is nou al daar met die geestelike oorlogvoering, waar hulle laat geen manifestasie toe nie. Nou mense, al wat ek sê is dit Bybels? Is dit wat Jesus gedoen het? Het hy gesê, van nou af laat ek geen manifestasies toe nie? Daar was manifestasies. Dit pla my nie. Mense, dit pla my nie. Of daar manifestasies is of nie manifestasies is nie, dis die woord wat we sê. Dis nie die manifestasie wat vir jou wys. Die manifestasie help partykeer van ons, maar die manifestasie is nie die finale uitslag nie. Want die manifestasies kan ewe skielik ophou, dan dink jy, nou is al die demone weg, en dan is dit dalk nie waar nie. Of, daar's geen manifestasies nie. Ek kry baie keer, jy weet, as dit nou, huwelikspaartjie wil hê, maar ons moet nou sommer al die duiwels wegdrywe. Dan manifesteer die ou vroukie en die man manifesteer glad nie en sê, maar ek het geen demone gehad nie. Dit sê hulle, maar dis onkunde mense. Mense ken nie die geveg waaroor dit gaan nie. So ons moet iets sê oor manifestasies. Die duiwel kan manifestasies gee omdat hy weet dat jy sal bang word as jy die manifestasies sien of kry. Maar en die Bybel wil nie hê ons moet bang wees nie. Die Here sê moenie bang wees nie. Ek is met jou. Maar as die generaal met my is, hoef ek nie bang te wees nie. Al wat ek wil sê is al die wapens, gebruik al die wapens wat aan jou kant is. En ons vrees gee krag aan die duiwel. Goed. So as daar geen manifestasies is nie, moenie dink daar's niks of niks het gebeur nie. As jy vir jouself bid en daar's geen manifestasies nie, dan doen jy wat die woord sê jy moet doen. Dan was jy gehoorsaam aan die Here. Dan loop jy in die geloof. Ek wil vir julle sê, ek dink dis iets wat die Here baie graag vir ons leer. Wat is daai definisie van Hebreërs 11 vers 1? Geloof is 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. 'n Bewys. As die Here sê ek is met jou, dan glo ek dit. Dan's dit 'n bewys. Dit wat God sê is 'n bewys van die dinge wat ek nie sien nie. Hy sê, moenie bang wees nie. Ek is met jou. So mense, ons het alle rede, het ons om met vertroue, met blydskap, met die wete dat ek oorwin, ons te onderwerp aan die Here, gewillig te wees om te sê, Here, leer my, wys my om hierdie geveg te veg. In elke situasie. Mense, as daar nie finansies is nie, ja, maar mens kan verstaan dat daar nie finansies nie, dit en dit en dit en dit, jy verstaan. Op my ouderdom kan 'n mens nie weer 'n slag gewerk kry nie, en. Ek praat nou van myself. Dit is nie so maklik wees sommer nie. Maar daar is 'n God. Daar is 'n lewende Here wat vir my gesê het, hy onderhou my lot. Is dit nie so nie? Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Wow. I lack nothing, sê die in Engelse vertaling. Mense, ons moet leer om dit te vat en vir die Satan te sê, wie wat sê die Here? Die Here sê, I lack nothing. Daarom in die naam van Jesus Christus breek ek jou mag oor my lewe. Ons staan in die geloof op die woord van die Here. Ons gebruik die woord. Die woord versterk ons, die woord troos ons, die woord van die Here bemoedig ons. Mense, jy moet daai woord lees totdat jy versterk is. As jy dan geen vryheid of vrymaking ervaar nie. Moenie dat die duiwel jou mislei nie. Mense, weet julle wat? Wanneer 'n mens besig is met enige iets, en veral as jy besig is in die geloof die pad van die Here te loop, dan gebeur dit dat die vyand binnekant die hele tyd praat.
Ons kom dit eintlik nie agter nie, maar dit is daar. Sê, ag, dit sal tog nie werk nie. Ag, wat, jy het al so baie gebid. Wie is jy om te dink? Jy kan die duiwel wegraag, né? Elke soort van 'n antwoord. Hy belieg vir jou, want hy's 'n leienaar. En daar kom leuns by ons op. En dan moet ek vas staan in die waarheid. So moenie laat die duiwel jou mislei en vir jou belieg nie. As die ondervinding op die ou end wys dat jy nie vry is nie, jy kan die Here soek weer van vooraf, want hier moet ek miskien dit nou hier invoeg. Weet julle mense, alle antwoorde kom nie altyd absoluut onmiddellik nie. Nou daarmee wil ek nie sê, dit moet baie jare duur nie. Maar weet julle wat, daar's party gevegte wat dalk jare kan duur. Ek sê dit nie om jou te ontmoedig nie. Al wat ek vir jou sê is, dit gebeur net partykeer so. Dat partykeer, ek dink, as julle weet hoe lank het die Israeliete soms oorloë met die Filistyne gehad, amper gedurig. Daar was amper 'n gedurige stryd tussen Israel en die Filistyne. Is dit nie so nie? Dit is nie sommer net gaan staan daar so buitekant op jou voorstoep en sê, al julle Filistyne, ek stuit julle in die naam van Jesus en nou gaan ons almal rustig slaap nie. Want die Here leer vir ons om al die wapens wat hy vir ons gegee het, leer hy vir ons hoe om dit te gebruik. Hoe om in oorwinning te leef. So mense, moenie dat dit jou moedeloos maak as jy sien die geveg, dat jy moet volhard in die geveg nie. Raak gewoond daaraan, dat ek veg totdat ek deurbraak. Ek bly staan op die waarheid, want God se woord is die waarheid. En die Here het 'n goeie, God is good. God is good. Ek glo met my hele hart, God het nie bedoel dat jy getraumatiseer moet word nie. God het nie bedoel nie, want hy praat van dat hy ons helper is, dat hy ons trooster is, dat hy ons verlosser is, dat hy genadig is en dat hy barmhartig is. Maar weet julle wat, ek weet nie, party mense het 'n soort van 'n houding. Maar ek bid so verskriklik baie, jy weet, en ek het al so baie gebid, maar niks gebeur nie. Ek dink dit is 'n arrogante houding om dit te sê. Party mense bid so bietjie meer as wat hulle bid. Hulle bid nooit gewoonlik nie, maar wanneer hulle 'n probleem het, bid hulle en nou gebeur daar niks. Want hulle is nie gekonnekt nie. Hulle is nie met die Here gekonnekteer nie. Die Here ken my hart en hy ken jou hart. So ons loop die pad van die Here en ons bly volhard. En ek wil vir julle sê, ek het al in 3 al, ons het al dikwels dinge beleef. Nie op number 99 nie, op number 110 aan antwoord die Here. Maar ons het die wonderlikste dinge, die allerwonderlikste dinge. Toe ons uit die kerk uit is, mense, is my seentjie op die siekste wat hy toe sy sterwend. En ons kry die nuus nadat ons nou uit die kerk is. Die Here weet net wanneer hy het geweet, as ek nou dalk weet, dan sê ek, gats, maar dan sê ek my salaris kwyt. So hy wag totdat ons nou mooi uit die kerk uit is en heeltemal afhanklik is van dit wat die Here doen. En nou hoor jy, vertel die dokters, net die eerste operasietjie wat eintlik net 'n regstellingkie is om die operasies wat eintlik volg te moet doen, die kos R15,000. Nou ja, as jy nou nie meer 'n mediese fonds het, dan jy heeltemal 'n wonderlike idee van waar gaan dit vandaan kom. En weet julle, ons het 'n mens verwag nie altyd dat ander mense alles vir jou moet doen, verniet moet doen nie. Maar onthou jy, daai dokter het ons nooit 'n sent gevra nie. In al die jare wat hy vir Jaco het hy self vir ons nooit 'n sent gevra nie. Maar en hy het altyd met ons oor die Here gepraat ook en gebemoedig in die geloof ook. Maar daar is maniere. Maar ek onthou eendag moes ek wel net so oor die, ek dink is so oor die R2000 moes ek gehad het binne 2 dae. Ai mense, op daai dae moet julle weet, daai tyd was dit so onmoontlik soos 10 in menslike oë. Dit was net nie moontlik nie. En daar beland die oggend by my 'n tandarts se vrou. Jong, en ons spook met die demone. Arme en 3 net later aan moeg van koffie aan Dras uit kom saam bid daarso. Maar ons bid. Ons het 9 uur lank het ons gebid. Wie toe sy klaar is, toe sê sy, het jy enige idee hoeveel my man kry as hy so lank met 'n pasiënt werk? En sy skryf vir my daar so 'n cheque uit van hier net onder R1,000. Ek sê, Here, dit is wonderlik. Binne 2 dae het ek tot op die sent
die bedrag wat ek vir die Here genoem het. Die laaste dag het ek gevoel die Here sê vir my, noem die bedrag wat jy nodig het. Nou ja, ek noem daai bedrag. Ek kry 'n cheque uit Zimbabwe, uit daai tyd, Suid-Rhodesia of wat ook al nog. Kry 'n cheque uit van iemand wat sê, ek het jou al lankal beloof, jare terug toe hy by my was, het hy vir my beloof, hy sê vir my iets gee, en hy het dit nog nooit gedoen nie. Hy sit die geldjies by mekaar en dis die bedrag is betaal. Nou ja, nou dink jy, mens wil nie so leef nie. Maar daar is 'n God wat voorsien. Daar is 'n God wat elke oggend manna voorsien. En daar is nie genoeg vir môre nie. Môre is dit vrot. Die Here leer vir hulle om elke dag absoluut afhanklik van die Here te lewe. Dit is die wonder van die Here. Die mens wat geen sekuriteit in homself het nie, hy moet baie geld opgaar. En met al die rampe en teëspoede wat deesdae vir jou in hierdie wêreld kan tref, wonder ek of jy ooit genoeg sekuriteit gaan hê in hierdie wêreld. Ons sal moet leer dat ons sekuriteit is in die Here. Ek glo soms is dit nodig om te vas en te bid. Ek vas en bid wanneer ek glo die Here help my en hy sê vir my, nou sit sulke tyd. As jy moedeloos is, dan kan jy wel maar gaan na iemand wat jou help. Maar as hy jou nie kan uit jou moedeloosheid kry nie, gaan jy ook nie gehelp word nie. Jy moet mense, die Here wil hê, ek moet hom vertrou. As ons dit net kan verstaan, hoe graag die Here wil hê, dat ons hom sal vertrou en aan hom sal vashou. Hy is getrou. Daarom is het belangrik om die skrifte en die beloftes te ken. Ons het nou al 'n bietjie opgehou praat daarvan, maar daar's 'n tyd wat ons baie daaroor gepraat het. Ek wil vir julle sê, ek het die beloftes altyd naby. Altyd. Ek het my Bybel gemerk met 'n rooi B aan die kant van elke belofte. Dat as jy jou Bybel so blaai, dan is dit net beloftes. En ek weet hoe om hulle te gebruik. Ja, dit kan ook wees dat jy nooit die autoriteit nie, omdat jy nie besef hoe kom 'n mens in die plek waar jy die autoriteit van die Here het nie. En dan het jy maar bietjie onkunde, jy het lering nodig, né? OK. Ek wil afsluit met rondom hierdie onderwerpie. Ek het eintlik nog iets gehad, en ek het nou 'n bietjie stadig gevorder deur wat ek wou doen, maar weet julle wat? Mense hou nie van wat ek nou gaan sê nie. Maar as jy werklik iemand is wat in geestelike oorlogvoering is soos ek, en jy kry met al die soorte situasies te doen, dan wil ek vandag vir julle sê uit ervaring uit, moenie die duiwel onderskat nie. Weet julle wat? Hy het die vermoë om mense se voete onder hom uit te slaan. Of weet julle nie daarvan nie? Moen hom nie onderskat nie. Maar moet ook nie dan in bibbering en vrees en in moedeloosheid gaan sit nie. Want die Here roep vir jou op om sterk te wees. Hy wil mos sê, wees sterk en vol moed. Net wat ek vir jou sê om te doen, dit moet jy doen, sê die woord. Is dit nie so nie? Wees sterk en vol moed. Word kragtig in die krag van die Here. As jy dit nie het nie, daar's 'n opdrag. So die Here het vir ons 'n toerusting waarmee ons 'n geveg kan veg, 'n oorwinning kan kry. En mense, as jy in oorwinning leef oor probleme en omstandighede en deurbrake kry, sal jy altyd mense rondom jou hê vir wie jy die evangelie kan verkondig. Altyd. Soek jy mense, heeldag nog mense wat na jou toe kan kom. Daar is altyd. Daar is altyd mense, daar's altyd meer mense wat bediening soek as wat ek in staat is om te kan bedien in my eie krag. En ons moet bietjie kry. Hulp kry ons, want ons het hopeloos te min. Dis eintlik hoekom ons praat oor al hierdie goed. Ek hoop julle is almal mighty warriors as julle al hierdie goeters hoor en al hierdie dinge wat ons mee te doen het. Ek dink my tyd is min, as ek nog so 5 minute. Ek wil eintlik dan in hierdie laaste net paar minute, ek wil net iets sê wat ek glo die kinders van die Here 'n bietjie na moet luister. Ons het in die vernuwings het ons wonderlike dinge van God en sy grootheid en sy goedheid geleer. Maar partykeere is daar sekere dinge wat ons vergeet. Ons loop so in oorwinning dat ons dink 'n mens kan maar sonde doen. En daar's 'n paar skrifte wat 'n mens moet onthou as jy in oorwinning wil lewe. 1 Tessalonisense 5 vers 22. Onthou,
julle van elke vorm van kwaad. Dit beteken weerhou jou van elke vorm van kwaad. Elke vorm. 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 18 sê, en moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Mense, ons moet maar hierdie skrifgie bestudeer, want in vers 17 sê hy selfs, gaan onder hulle uit en sonder julle afspreek die Here, raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Mense, wanneer die kinders van die Here begin vriende maak met die kinders van die wêreld, dis baie selde wat ek sien, dat hy die kind van die wêreld tot bekering bring. Ek sien as ons jong mense so vriende het wat in die wêreld is, jy het gesien wat gebeur. Daarom mense, ons kan nie heel met die vyand nie. Dit beteken nie dat as die Here jou 'n opdrag gee ten opsigte van iemand, dat jy nou nie mag meng met enige nie. Ek glo as die Here vir ons 'n opdrag het, dan stuur hy jou enige plek na toe, né? Maar dit is 'n skrif. Moenie in dieselfde juk trek nie. Ek het nie dieselfde koninkryk as die ongelowige nie. Ek het nie dieselfde beginsels as hy nie. En mense, dis baie swaar as jy alleen moet bid en die ander een weet nie om te bid nie en hy praat sleg. As jy nou in besigheid is met 'n verkeerde partner, kan dit vir jou baie skade berokken. 2 Korinte 7 vers 1. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig. Maar nou raak hierdie ou dame wetties alweer hierso, né? Mense, hierdie goed, ek het nie 'n lisensie om sonde te doen as ek gered is nie. En hierdie goed is nog steeds waar vir die kinders van die Here ook. 'n Kind van die Here moet hom reinig ook van alle besoedeling van die gees en die vlees. Judas vers 23 sê, en ook die kleed moet julle haat wat met sonde bevlek is. Sjoe, is erg, né? Jy moet nie eers 'n herinnering hê. Jy moet nie eers iets in jou besit hê wat 'n herinnering is aan die ongeregtigheid nie. Raak ontslaaf van die goed, né? En die werke van die vlees is openbaar. En dan noem hy die hele reeks in Galate 5 vers 19 tot 21. En ons moet onthou, Galasiërs 6 vers 7, né? Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Moenie maak of jy die pad van die Here loop, maar jy doen dit nie. Maar ek kan nie die pad van die Here loop nie. Dis heeltemal reg. Gaan na die Here toe en sê, Here, ek kan nie die pad loop nie. Ek kan nie. Ek kry dit nie reg nie. Ek weet nie hoe nie. Ek val aan mekaar. Help my. Help my om die pad te loop. En as jy val, staan jy weer op. Want net wat jy saai, sal jy ook maai. Nee, ons weet dit. Nou ja, hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Daar's nog sulke skrifte, maar ek wou afgesluit het deur te sê, mense, ons moet luister as God waarsku. As ons oorwinning wil hê, dan loop ons die pad van die Here. As ons oorwinning wil hê en die vyand staan teen ons, dan staan ons op in die naam van die Here, in die krag van die Here, in die toerusting van die Here, met die beloftes van die Here, met die swaard van die Gees in die hand. En sê, in die naam van Jesus Christus neem ek my autoriteit op en ek breek jou mag oor my gesinslewe, oor my kind. Ek breek jou mag oor my finansies. In die naam van Jesus Christus. Thank you, Jesus. Dankie, Vader, dat ons na U kan kom in die naam van Jesus en weet, ons het 'n goeie stryd om te stry. En U het antwoorde, Here Jesus. En U werk bonatuurlik, wonderbaar, deur U kinders, in U kinders, om deurbrake te bring, oorwinning te bring, op al die areas waar U vir ons beloof, dat ons het oorwinning. Ons wil bid, Here, rus U kinders toe, om te veg, in Jesus se naam. Amen.